Goeiedag, liewe vriende. Welkom by ons sitkamergesprek vir hierdie week. Ek neem hierdie sitkamergesprek op in die kerkgebou vanmôre. Hier langs hierdie pragtige ruiker wat ons Sondag gebruik het vir ons nagmaalsdiens. Ek wou dit graag weer deel met almal. Ons teks vir vandag is 'n bekende ene. Dit is die verhaal van Jesus wat die blinde man genees, wat van geboorte af blind was. Ons vind die verhaal in Johannes 9 vanaf vers 1. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe: Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers se? En Jesus antwoord: dit is nie deur sy eie sonde en ook nie deur sy ouers sinne nie. Maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is ek die lig vir die wêreld. Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei aan die man se oë en sê vir hom: gaan was jou in die Siloombad. Siloom beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien. Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe: maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het nie? Party van hulle het gesê: dit is hy. Maar party het gesê: nee, hy lyk maar soos daardie man. Dit is ek, het hy self gesê. Hulle vra toe vir hom: maar hoe het jou oë dan reggekom? En hy antwoord: die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en dit aan my oë gesmeer en vir my gesê: gaan na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. Waar is hy nou? Vra hulle hom toe. Ek weet nie, was sy antwoord. Dit is altyd vir my 'n fascinerende verhaal. Eintlik al die wonderverhale is vir my in 'n sekere sin net uit 'n ander wêreld uit. Nie oor die wonder wat gebeur nie, maar oor die dieper betekenis van elke een van daardie wonders. Vriende, ek en jy is mense wat sien en ook nie sien nie. Nou praat ek nie van die wat blind is onder ons nie. Ek praat in die algemeen van die siendes onder ons. Dis mense wat sien en ook nie sien nie. Dis die wêreld waarin ek en jy elke dag leef. Ons ry langs 'n besige pad, stop by 'n robot en sien 'n bedelaar raak. Maar as ek vir jou sou vra, wat het hy aangetree? Hoe het sy broek gelyk, hoe het sy hemp gelyk, hoe het sy skoene gelyk?
sou baie min van ons enigstens 'n goeie beskrywing daarvan kon gee. Ons sien wel goed raak. Daar is ook goed waarmee ons baie goed is om raak te sien. Die prentjies op Instagram, die TikTok video's onthou ons baie goed. Ons sien die prestasies van ander raak, maar ook van onsself. Ons sien maklik ander se voorkomste raak. En ons sal partykeer vleiend daarna verwys en ander kere baie afbreekend wees. Ons sien etikette. Ons sien 'n blinde man. Ons sien 'n man wat krepeel is. Ons sien 'n vuil mens. Ons sien, noem dit op. Ons sien ook. Ons sien en ons sien ook nie. Maar mense, liewe vriende, die groter vraag vanmiddag is, sien ek en jy werklik mense raak? Die mens agter daai etiket wat jy vir hom gegee, die mens agter die voorkoms wat jy beskryf het, die mens agter die prestasie, die mens in die TikTok video, sien jy die mens raak? Hier oorkant die kerk is daar so 'n elektriese huisie by die ingang van die kerkgebou. Daar het die afgelope 3 jaar ten minste wat ek hier leraar was, 'n man altyd gestaan, hy het die karre opgepas, blykbaar. Hy het baie meer as dit gedoen. En natuurlik het ek, moet ek bely, 'n etiket om sy nek gesit. Onlangs moes ek hoor hy's dood. Hy's dood daar gevind. Ek het hom net gesien as 'n man wat dwelms verkoop het, 'n man wat daar gesit het, maar ek het hom nooit gesien vir die mens wat hy was nie. In die teks lees ons hierdie treffende woorde, vriende. Terwyl Jesus verbygegaan het, hier deur die skare geloop het, sien hy 'n man. Die indruk in die teks word geskep dat hy nie doelbewus daarop uit was om hierdie blinde man raak te sien nie. Dit was amper so terloops, soos wat hy deur die skare gewoel het om aan die ander kant uit te kom. En in hierdie skare, tussen hierdie skare mense, sien hy een man, 'n blinde man. En voordat die man ooit vir Jesus sien Jesus hom. Ek wil dit weer sê, vriende, want dit is belangrik. Voordat hierdie man, en ja, julle sou kon sê, maar hy's blind, dominee. Voordat hierdie man Jesus ooit kon sien Jesus hom. En dit, liewe vriende, is waar alles begin. Dit is die grondslag van ons hele geloofslewe. Ons hele lewe in die geloof begin by hierdie punt dat Jesus my gesien het voor ek hom gesien het. My lewe van disipelskap
in die voetspore van Jesus loop, in die geloof leef, begin lank voordat ek Jesus gesien het, en hy my reeds gesien het. Die goeie nuus, die evangelie, begin daardie oomblik vir hierdie man, hierdie blinde man toe Jesus hom daar in die skare raak gesien het. Jesus sien hom. Het Jesus jou al raak gesien, my vriend? Maar soos gewoonlik, wanneer ou hierdie verhaal verder lees, is daar iewers iemand wat natuurlik een of ander probleem het. Verrassend genoeg is dit die keer die disippels. Hulle het 'n probleem met die man se lewe, of die man se ouers se lewe. Want wie se skuld is dit dan nou, dat hierdie man blind is van geboorte af? Is dit sy eie? Wat 'n absurde vraag. Of is dit sy ouers se skuld? Het hulle iets verkeerd gedoen? Want iemand moet iewers in hierdie wêreld vir dit wat alles verkeerd is en verkeerd gaan, tog die skuld dra. Iemand moet tog vir hierdie man se blindheid die skuld dra. Wie het gesondig? Wie se skuld is dit? Sien, liewe vriende, die disippels, soos ons ook maar dikwels, sien daardie man en daardie vrou raak. Maar nie as 'n mens nie. Soos ek, die man, wat daar by die elektriese huisie gesit, om net raak gesien, maar nie as 'n mens erken nie. Ons sou die disippels hierdie oorsig kon vergewe, vriende. Ons sou hulle optrede dalk 'n bietjie beter kon verstaan, want sien, hulle was so groot gemaak om te glo dat as iemand 'n gebrek het, dit iemand se skuld moet wees. Dit moet of die ouers of die persoon wat gebrek ly se skuld wees dat daar so gebrek is. Daar moes een of ander sonde gepleeg gewees het wat tot hierdie toedrag van sake bygedra het. Iemand moet verantwoordelik gehou word. Waarom het dit gebeur? Dit klink baie bekend. Ek dink, alhoewel ons nie noodwendig in hierdie teologie van die disippels groot geword het nie, het die vraag wie se skuld dit is, ons nog nooit verlaat nie. Ons doen dieselfde. As iemand swaar kry, dan vra ons, wat het hy verkeerd gedoen? As 'n jong meisie swanger raak, wat het sy aangevang? As 'n jong dame verkragt word, en dan sal ons maklik sê, dis omdat sy 'n kort rokkie gedra het, dit was haar skuld. Nonsens. Jesus antwoord die disippels, maar in 'n sekere sin ignoreer hy eintlik die hele vraag.
Want dit is niemand se skuld na sy mening nie. Uiteindelik gaan dit nie oor skuld nie. Gaan dit nie oor wie te blaam is nie. Jesus stel belang uiteindelik in hoe God hierdie situasie gaan gebruik. Wat gaan God doen in hierdie blinde man se lewe? Wat gaan God doen in jou pyn? Wat gaan God doen in jou verleentheid? Wat gaan God doen wat in jou lewe verkeerd geloop het? Want Jesus sien veel meer raak as wat verkeerd geloop het. Jesus sien moontlikhede raak. Ek en jy sien beperkinge raak. Ons sien net moeilikheid raak. Ons sien net blaam raak. Iemand moet skuld dra. Ons sien net sonde raak. Die man van ons verhaal het julle agtergekom het nie eers 'n naam nie. Hy word net na hom verwys as die blinde man. Miskien is dit gepas. Sodat ek myself in die man se skoene uiteindelik sou kom vind. Wat vir my interessant is ook dat hy net na die blinde man verwys is dat hierdie blindheid in 'n sekere sin sy identiteit geword het. Almal het hom geken as die blinde man. Ek dink daar was min, as ek moet raai, wat hom eers op sy naam geken het. En ons doen dit ook so maklik vandag. Ons sit so maklike etiket om 'n ou se nek. Die ou wat elke maand sukkel om met die finansies wat hy het uit te kom, noem ons 'n sukkelaar. Die een wat al ewig deur die moeilike vrae vra en opgewonde raak in vergaderings en sommer net dwars trek, noem ons die moeilikheidmaker. Die een wat 'n grappie langs die braaivleisvuur vertel, of wat 'n opmerking oor iemand maak wat nie mooi is nie, noem ons onvanpas. Die een wie se huwelik uitmekaar geval het, word 'n geskeide. Die een wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het, word 'n weduwee of 'n weewenaar. Die ou meisietjie met die kort rokkie is 'n ter. Maar Jesus kyk anders. Hy sien nie wat die man uiteindelik nie kan doen nie. Maar Jesus sien uiteindelik wat God kan doen. Het is nie belangrik wat die man kan doen nie. Het is nie belangrik wat ek en jy kan doen nie. Dit is nie belangrik, vriende, wat belangrik is wat God kan doen, ook in ons blindheid. Ook in ons verleentheid. Genesing is vreemd. Jesus gebruik spoeg, sien, hulle het geglo in daardie tyd dat spoeg genesende kragte gehad het. En dan maak hy klei en hy sit dit op die man se oë en dan stuur hy hom om dit te gaan was.
Maar hier lê 'n baie dieper betekenis. Die klei herinner aan Genesis 1, die klei waaruit ek en jy gevorm is. Genesis 2. Die klei, toe God geskep het. En hier kom Jesus, en hy vat hierdie blinde man, wat niks kan doen nie, hierdie blinde man, wat gaan ontdek wat God kan doen. En Jesus herskep hierdie blinde man se hele lewe. Jy vra, wat kan God doen? Ek wil vir jou sê, God kan my en jou hele lewe herskep. Jesus werk in sy herskepende krag met dit wat gebroke is. Blinde man. Hy werk met hulle wat gevalle is, die vrou by die put. Hy werk met die twyfelaars, die Thomasse. Hy werk met hulle wat seer gekry het en in pyn die lewe aandurf. Mense wat dink ek is niks werd nie. Dis met hulle wat hy werk. Hy werk met hulle wat dink hulle is net stof. En dan gebeur die wonder. Hy herskep jou. Jesus se opdrag aan hierdie blinde man is, gaan was jou. En hier gebeur die eerste groot wonderwerk, vriende. Hierdie man stribbel en strei nie met Jesus nie. Hy doen wat gevra word. In gehoorsaamheid gaan hy en was hy hom. Die grootste wonder is uiteindelik om te kan sien voor jy kan sien. En dit is wat hierdie blinde man reg gekry het. Hy het gesien voor hy kon sien. Hy het gesien waartoe God in staat is, nog voor sy oë genees is, nog voor hy herskep is. Die Fariseërs, hulle kon weer sien. Hulle was geestelik blind, want hulle kon nie sien waar nie God besig was in Jesus nie, waartoe God in staat sou wees nie. Jesus stuur hom na die Siloombad toe. Siloombad beteken stuur. En in 'n sekere sin, deur sy gehoorsaamheid om te gaan, om te sien voor hy kan sien, word hy gestuur na die Siloombad om 'n gestuurde vir Christus in die wêreld te wees. Iemand wat vir die wêreld gaan vertel waartoe God in staat is. Ons is baie keer soos die Fariseërs. Ons het 2020 visie. En tog is ons blind. Blind vir mense wat alleen is om ons. Vir hulle wat seer het. Vir hulle wat uitgebuit word. Vir hulle wat siek is. Wat se lewens vir watter rede ook al uitmekaar uitval. Mense wat God op 'n manier oor my en jou pad bring,
wat deel vorm van die skare waarvan ek en jy elke dag deel is. Ek is self blind vir dit wat God in my eie lewe baie keer kan doen. Ek het baie vrae, waarom? Hoekom ek? Hoekom so? Hoekom nie anders nie? Die oomblik wat ek die vraag vra, is ek blind en bly ek blind. Die oomblik wanneer ek begin wonder, waarom ek? Hoekom so? Het ek onmiddellik die vermoë verloor om te kan sien waarmee God besig kan wees. Maar die groot vraag vanmiddag, liewe vriende, waarmee ek graag sou wil afsluit is, glo ek en jy, Jesus het vir my en jou reeds gesien. Boonbehalwe dat ek en jy dalk blind is vir hulle wat in die skare is, waardeur ek en jy elke dag beweeg, wat God oor ons pad bring om raak te sien, moet daar eers 'n ander ding met my en jou gebeur. Dit is nie of ek en jy God eers raak sien. Het God jou raak gesien in daai skare? Ek glo hy het. Ek glo dat hy elke een van ons in daardie skare raak gesien. En dat hy elke een van ons se blindheid wil genees. Dat hy ons wil help om te sien voordat ons kan sien wat God kan doen. Soms in die moeilikste en onmoontlikste omstandighede. Glo jy, God het jou ook raak gesien? Want dan sal jy die blindes in die skare ook raak sien. Here, help ons om te sien. Maar boven alles, Here, sien ons ook raak. Sodat ons kan raak sien waartoe U in staat is. Amen. Baie dankie julle en 'n baie mooi dag verder en 'n goeie en 'n geseënde week. Mag die Here julle seën. Totsiens.